Ek is by die hek. Die skoolhek, Nee, jou huishek. sit ek die ketel aan. Nee, ek laai net af. Hierdie week in Kwart Lemoene gesels ons oor ewewig en almal wat help dat ons op 'n manier dinge bymekaar hou. Okay. Milan, ek kan nie anders as om die heeltyd net baie keer na hierdie ongelooflike atlete en spanne en spelers te kyk en jy mense is so beïndruk in hulle toewyding en alles wat hulle gee. Maar baie keer sit my hart in my keel want ek dink dis soveel op 'n jong ouderdom. En ek dink as mense 'n halwe 2 weke kan terugstaan en jy kyk na alles, want ons het eintlik nou so ingezoom hoe om dit help om beter sportmense te wees en hoe om dit help om okay te wees. Maar sport is 'n gedeelte van hulle lewe. Al voel dit vir hulle soos alles. En ek het net in die laaste 10 jaar gesien hoe sport eintlik ontplof het. In die opsig is span op 'n stadium 2 keer, dalk 3 keer 'n week geoefen vir 'n uur. Nou oefen hulle 3 keer, dalk 4 keer vir 'n uur en 'n half. 'n Seisoen het in die rugby het eintlik begin in die tweede kwartaal, daar was dalk 'n April-toer en hier teen Julie was hulle klaar met die jaar. Nou is die proewe al aan die einde van die vorige jaar en hulle begin al speel aan die begin van die jaar en hulle speel tot diep in Augustus en party speel self tot September. En die ritme van kwartale ook, waar dit vroeër was, jy doen 'n wintersport en jy doen 'n somersport. Nou is daar hokkieproewe wat in die eerste week van die skooljaar gebeur. Ja. Hokkie is eers later. Atletiek het nog nie eens begin aan. Ja, en ek dink jou kind wat dan aan beide deelneem of twee sporte dan doen, het dan daai oorvleelende druk. Ja, en party opsigte is daar afrigters wat sê, hoorie, so as jy my sport wil doen, dan kan jy nie eintlik ook voluit die ander sport doen nie. So hierdie episode wil ek doelbewus bietjie terugstaan en praat om te sê, maar wat is die ewewig? Hoe maak ons seker dat sport in die groter prentjie van my kind se lewe, ontwikkeling, sy voorbereiding of haar voorbereiding vir die res van hulle lewe wel gesond word? En die donker randjie aan die wolk vir my is uitbranding. Want 'n kind wat besig is, 'n kind wat baie energie gee, 'n kind wat baie druk ervaar, 'n kind wat deurlopend in 'n omgewing is waar dit kompeterend is, dis vir my altyd een van die goed waarvoor ek bang is en waarvoor ek uitkyk as iemand by my opdaag. Ek was in 1992 matriek, so dis lank terug, toe dinge baie anders gelyk het. En Ja. Ek kan spesifiek onthou, toe ek 'n ineenstorting gehad het in matriek. Ja, En ek was nie 'n superatleet nie. ja. Maar die druk van alles wat in daai ouderdomsgroep gebeur, was vir my op 'n stadium net te veel. En dit het nie, soos ek sê, ek het nie die ekstra druk van die sport gehad nie. Dit was die basiese gewone akademiese goed en die verantwoordelikheid omdat ek nou by sekere kulturele goed betrokke was en komitees. Jy sit met daai, ons praat nou van 'n matriekleerling, maar ek bedoel al daai laastes en al daai die impak wat jy vir oulaas wil maak. En daar's soveel goed en ek onthou, dis so 'n vivid oomblik wat ek in die kombuis gestaan het en my ma het nooit toegelaat dat ek bank nie. Nee, I mean, Ongeag wat. ek het wel gebank, maar my ma het my nie toegelaat om te bank nie. En ek onthou daai dag het ek in die kombuis en ek het teen die kombuis deur gestaan en dit was seker nou maar my eerste panic attack of wat ook al, maar ek kan onthou ek so gestaan het en ek die pins and needles gevoel het in my gesig. En ek het in my ma het my gevra wat's fout en ek het net gesê ek kan nie meer nie. En dis die eerste en enigste dag wat my ma vir my gesê het bly by die huis. Ja, sy het geweet. Ja. Dis nodig. Ja, so vir my is dit 'n belangrike aspek. Ek onthou ek het een gesprek gehad met 'n jong meisie. Sy was so aan die einde van haar laerskoolloopbaan, begin van die hoërskool. En 'n betrokke kind, aktiewe kind, talentvol, ouers wat ondersteun het. Maar sy het aan te veel goed deelgeneem. Daar was te veel balle in die lug. En nou moet jy nog akademies goed doen en jy is dalk 'n leier en jy het kultuuraktiwiteite, jy het 'n sosiale lewe en toe ons se tweede keer deur haar program vir die week gaan en die program vir die kwartaal gaan. En ek sê vir haar, maar daar is nie ruimte vir jou om asem te haal nie. Jy begin met 'n week wat klaar vol is. As enigiets bykom,
is daar nie tyd daarvoor nie. En ek sê vir haar, is daar iets wat jy dalk sal wil ophou doen? En dis baie keer moeilik om vir so 'n kind so iets te vra, want hulle sê net ja en hulle gaan. En ek sien sy sê vir my, sy sal eintlik nie meer wil tennis speel nie. En dadelik hoor ek haar ma se stem en haar ma wat lief is vir tennis en enig Net sal nie gee, tennis net nie. nie tennis nie. En ek sê ek hoor en ek sien sy gaan nog steeds soveel ander sporte gedoen. Dis nie dat sy nou niks gaan doen nie. Ek sê, sal jy dit vir jou ma kan sê? Sy sê, Gielie, nee, ek kan dit nie vir my ma sê nie. Sal jy vir my ma dit kan sê? En ek onthou, ek het aan die einde van die sessie die ma kom optel en ek het vir die ma gesê, kan ek gou 5 minute met jou gesels? En dit was rof vir die ma om te hoor. En die ma was op die ou nou okay daarmee. Maar nêrens in daai oefening en ek het al voorheen verwys na daai sleerstroom waar mense net baie keer in is, het hulle besef die oplossing is dalk net om een aktiwiteit weg te vat. En ewe skielik is daar 2 middae 'n week wat sy gou huis toe kan gaan na skool. Daar's 'n Saterdagoggend nou en dan wat sy nie dadelik iets moet gaan doen nie. En net die verligting wat dit bring, Die kalender is nie vol die nie. kalender begin nie vol nie, daar's 'n ruimte vir beweging. En is daar nie daai probleem dat wat is excellence? Ons kinders word gedryf tot excellence. Hulle word en kommunikeer ons nie dalk vir hulle dat daai 'n vol kalender. Ja. Dis waarna jy strewe. Ja. Uh, Jy weet, want aan die een kant, ek hou daar van die idee om te sê, hou 'n tiener besig. 'n moe tiener is 'n goeie tiener. 'n Tiener met te veel ledige tyd. 'n Tiener moenie in die middag huis toe gaan elke dag en op sy bed gaan lê nie. Dis dan wanneer die duiwel aanklop by die deur, voel dit vir my. So ons almal weet wat die voordeel daarvan is, maar ek dink ons lewe in 'n tyd waar dit al hoe makliker word om na die ander kant toe oor te hel, waar, soos ek gesê het, aktiwiteite meer word en aktiwiteite meer verwag word en dan verwag word om op 'n hoër vlak om deel te neem. 'n Ander storie wat by my opduik is, mense met wie se kind ek gewerk het, dit was een van daai kinders wat enige ding kan doen. As jy vir hulle 'n bal gooi wat hulle nog nooit opgetel het nie, teen middagete is hulle professioneel daarmee. Hulle is die allrounder. is die allrounder en daar's 'n element daarvan wat ongelooflik vir my is om te aanskou, want om talent in aksie te sien is wonderlik. Om net te sien hoe iemand aangelê is daarvoor. En wat ek hier respek gehad het vir hierdie ouers is hulle dogter was voluit daar op pad om, sy was 'n top 4 tennisspeler in die land. Sy sou by enige college in oorsee 'n beurs gekry het. Sy was akademies sterk, maar om op daardie vlak tennis te gespeel het op skool in Suid-Afrika, het dit begin vereis dat sy ander liefdes van haar sou moes opgee. Sy was lief vir atletiek, sy was lief vir hokkie, sy was goed in albei. En hier in graad 10 waar daai vurk in die pad ewe skielik nou daar was, het haar ouers 'n besluit geneem wat niemand op daardie stadium verstaan het nie, maar ek het so stilweg gedink, well done. Hulle het gesê, weet jy wat, speel al die tennis wat jy kan, maar solank jy aangaan met atletiek en hokkie, want dis vir jou ook lekker. En sy het dadelik haar verwagtinge aangepas en gesê, ek gaan nie college toe gaan nie, oorsee nie, en dit impliseer dat ek eintlik nou nie 'n professionele tennisspeler gaan word nie, maar ek gaan 'n volronde skoolervaring hê, ek gaan deelneem, ek gaan in 'n eerste span speel vir my skool, ek gaan deel wees van 'n interskole, en vandag is sy 'n mediese student, en doen sy wonderlik daarso, en al daai goed soos sy moes opgee vir een sport. Dis 'n wonderlike gesprek om te hê. Ja, en ek dink ook wanneer is dit die kind se verantwoordelikheid om daai onderskeid self te maak en wanneer moet die ouer intree om aan te sluit by dit wat jy genoem het rondom uitbranding. Ek dink ons het miskien 'n fout gemaak daar of miskien nie genoeg in ons reis, in ons sportreis, aandag gegee aan om daai ewewig daar te stel nie. Ons kinders het nooit die uitbranding beleef nie. Ons het dan nou nie dit gesien nie, dit wat ek van weet nie. Maar ek dink tog daar was die kans vir ons om 'n beter ewewig te hê en 'n beter balans, veral as 'n mens kyk na, want jy praat nou van verskillende sporte, Ja. maar sport en akademie. Ja. En dit was, ek dink as ek meer aandag gegee het daaraan, want ek dink as jy as 'n ouer nou al die tweede taak hierdie jaar
dat jy die taak moet doen en inhandig, nee. Ja, ja, ja. Dan moet jy besef, okay, wag, ietsie is nie reg met hierdie Ja, prentjie. ek het eintlik matriek geslaag in 92. En daai is moeilik omdat jy ook inkoop op jou kind se droom. Ja. Jy wil dit nou so half makliker maak, maar om dan te sê dit is nie noodwendig. Uitbranding is 'n potensiaal, uitbranding is daar en dis 'n realiteit, Ja. maar 'n gesonde ewewig regardless van uitbranding is baie belangrik en om seker te maak dat aan die einde van die dag is jy daai volronde mens. Dis makliker gesê as gedaan want op 'n stadium as jy besluit om 'n sport te doen en jy word gekies vir daardie span, dan sê jy ja vir alles wat daarmee saamgaan. Jy kan nie kieskeurig wees en sê maar ek gaan nie daai dag oefen of Ja. ek gaan nie daai wedstryd speel nie of ek wil nie daai toernooi aan deelneem nie. Ja. En dis bietjie moeiliker. En daar's die ouers se werk dink ek om dit te help bestuur, want jy het nou hierdie commitment gemaak vir hierdie een ding en hoe bestuur ek dit? Maar dit is vir my mooi wanneer 'n kind self by daai punt kan uitkom. Ons het verlede jaar was een van ons topatlete in ons skool. Sy was regtig uitgeblink. Ek ken nou nie atletiek so goed nie, maar ek wil die top van wat ook al die SA kompetisies is, uitgeblink en dis 'n naam wat jy met atletiek assosieer en in jou kop is dit dat sy nou by universiteit gaan en dan nou hoër hoogtes daar gaan bereik en ek het met haar gesels verlede jaar en soos dit maar altyd is met 'n matriek, dan sal jy nou vir haar vra so, waarheen gaan jy, wat gaan jy doen? Ja. En sy het net gesê, ek gaan ophou met atletiek op 'n kompeterende vlak, want as my vriende my nooi om op 'n Saterdagoggend te gaan hardloop in die berg, wil ek aan saamgaan. En sy moes self besluit waar daai balans in haar eie lewe, wat 'n plekkie, wat 'n driehoek in hierdie hele paai gaan vir my aan atletiek en hoe belangrik is dit vir my en om daai balans na ewewig te En bring. wat het sy nodig om gesond te voel? Ja. En dat sy okay was, dit is daarmee dat hierdie seisoen sy's nou klaar. Ja. Sy het haar beste gegee. Ja. Dit was 'n mooi seisoen en sy's okay om daarmee klaar te maak. Ek dink in die gees van die gesprek rondom uitbranding dink ek altyd maar net in die mees eenvoudige vorm gaan dit oor waar herstel ek? Waar as ek onder druk is en daar spanning, waar ontspan ek? Waar kry ek weer energie? En dit lyk verskillend vir verskillende mense. Jy weet, hoe dit uitgespeel in julle huis en Met twee baie verskillende persoonlikhede. ja, verskillende En ek dink dit kom nou weer terug na daai oeroue vergelyking van 'n introvert en 'n ekstrovert. Die een kry sy energie tussen mense en die ander een kry sy energie op sy eie. Dit was absoluut die boksie cookie cutter wat in my huis gebeur het en daarvoor moet jy ruimte maak as 'n ouer om te weet hierdie een is doodmoeg. Ja. So hy het 'n klomp vriende nou nodig. Ja. Hier moet nou 'n partytjie gebeur. Ja. En die ander een is doodmoeg. Hier moet ons nou vir ure en ure en ure uitlos. Die kamerdeur is toe en dit is okay. Ja. So daai herlaai is iets wat ek mens vroeg dink ek as 'n ouer moet raak sien en dit het nie net te doen met sport nie. Dis oor die algemeen persoonlikheidsontwikkeling. Ons het die voorreg gehad om in die laerskool al ons kinders apart skool toe te neem. En ek weet mense rol hulle oë daarvoor want dit is nou 'n luukse. Ja. Want mense wil hulle kinders aflaai want hulle moet by die werk kom en hulle sit druk in verkeer. Ons was 5 minute al langs die see af tot by die skool. So goed, dit was nou 'n groot voorreg, maar ons het baie gou agtergekom ons een kind wil met energie en met harde musiek en baie vroeg by die skool afgelaai word sodat daar nog gekuier kan word en bal gegooi kan word. Ja. En die ander kind wil stadig en in stilte en sonder praat, geen musiek nie, by die skool afgelaai word net voor die klok lui. Ek weet dit is 'n luukse, maar die erkenning van jou kind se persoonlikheid dan al, kommunikeer vir hulle hoe jy hulle in die toekoms, hoe hulle maar in die toekoms mag wees. Dat ek maar mag anders herlaai, soos wat jy sê, of druk hanteer of wat ook al. En daarom is in een huishouding is daar nie altyd net een resep nie. En om te weet wat het ek nou nodig en ek mag dit op 'n respekvolle wyse vir myself opeien en daarbey uitkom. Ja. Die gevaar wat ek baie keer met jong sportmense sien in ons land, ek dink is oral so, is dat van hulle word wel op 'n manier soos rockstars behandel. En ek onthou ek het een spesifieke oomblik by tennisbane gesit en mense wat ek ken, hulle sien mos toe so 13 het 'n wedstryd gehad en hy het uit die kar uit gestap en baan toe gestap
En sy ma het agter hom gestap met sy tennissak en sy sak met ander goed wat hy nodig gehad het vir die wedstryd. En ek het die prent nie so dop gehou en ek het gedink iets is vir my verkeerd hier aan, maar kom ons kyk wat nou hier aangaan. Dalk is hy beseer, dalk dit, dalk dat, en daar was niks versagtende omstandighede ongelukkig nie. En toe hy nou op die baan gaan, hulle begin opwarm en sy ma kom sit, toe sê, kan ek vir jou vraag vra, dis wat nou voor my afgespeel het. En sy het instinktief dadelik dit probeer regverdig, en ek het vir haar gesê, onthou net, ek verstaan heeltemal hoekom jy dit wil doen, en jy voel jy kan dit doen, en dan gaan op 'n dag kom wat jy dit nie kan doen nie, en dit vat eintlik niks van jou nie, maar op die ou ende is dit nie gesond vir hom nie. Hy gaan nou 'n wedstryd speel, en hy kan sy sak dra, want nou doen jy dit een keer, nou moet jy dit volgende keer doen, nou pak jy later sy sak vir hom, hy weet nie eens meer wat hy nodig het nie, wat is die uitkering effek daarvan. En hoe doen jy dit waar jy jou kind alles wil gee wat hy nodig het? Ja, dis ten koste van hom. Ek dink dit is daai basiese taakies. Daai Ja. basiese normalisering van, want jy sê nou die kinders word sterre, né? Ja. En in jou eie konteks is jy dalk nou hierdie ster. En ek dink as 'n ouer om daai te normaliseer, of die huislike omstandighede en wat van jou verwag word as 'n kind in hierdie huis, om dit te normaliseer. Ja. En dit was een van ek het 'n foto geneem van my kind se wasgoed wat aan 'n draad hang. En daai foto simboliseer die dag wat hy die eerste keer by die huis gekom het en besef het as hy nie nou sy wasgoed was en in die droër sit en of was en ophang of in die droër sit, dan gaan sy goed nie gewas wees vir maandag om terug te gaan koshuis toe nie. En dis nie dat ek my kinders het nie, hulle was nie slawe in die huis nie, maar daar was 'n sekere realiteit van dat ek op daai stadium aan 'n TV-reeks geskiet het wat ek nie naweke by die huis was nie. Ja. En dan is die verwagting van jou as 'n kind in hierdie huis om saam te dra aan al die take. En die realiteit is, dis nie moeilik om wasgoed in 'n wasmasjien te druk nie. Ja. So jy kan dis nie lekker nie. Dit pas miskien nie jou ego om daar te staan en die pennetjies en dit was vir my daai foto is my 'n simbool van maak nie saak hoe hoog jy mik en hoe ver jy dinge bereik nie. Jy moet maar altyd nog die gras sny en die wasgoed was en die basiese dinge kan doen. My ouers ek het op 'n plaas groot geword, my pa was 'n boer, my ma 'n wonderlike Afrikaanse streng vrou. En ek het ook 'n skoolbaan gehad en betrokke gewees en klomp goed gedoen en ja, bietjie die kollig op my gehad met tye. En my ouers het daai wonderlike balans gehad van, dis wonderlik, hierdie goed wat by skool aangaan, ons is trots op jou. Ek sien mense dink jy's belangrik, mense dink dis indrukwekkend. Maar weet jy, by die huis het jy nog steeds verantwoordelikhede. En ek onthou die twee goed wat ek regtig nie voor lief was nie, maar oor 'n naweek moes ek die drommetjies uitgegooi het. So in die badkamers en in die kamers en die kombuis as die sak moes uitgaan vir die vullis, dit was my werk gewees, ongeag wat ek Vrydag of Saterdag gedoen het. En ek moes die kar gewas het oor 'n naweek. So as ek op 'n Saterdagoggend dit nie kon doen nie en Saterdag aand wou gaan partytjie hou het en Sondagoggend was ek nie lus om vroeg op te staan nie, dan moes ek partytjie Sondag namiddag die kar gewas het, want dit was my rol, ongeag wat. En ja, dit hou jy nogal nederig. Ek dink daai balans is so belangrik. Ek dink nou spesifiek aan 'n konteks van ons waar ons seun in die koshuis was vir sy hele hoërskoolloopbaan. Daai hiërargie beleef het en op die ou end nou op die hoogste sport van koshuis inwoner wees, Ja. wat dan nou insluit dat jy op jou rug op jou bed lê en jou waterbottel is amper binne bereik, maar jy roep die graad 8 om dit vir jou te kom aangee. So ek dink jy dan jy neem ook 'n sekere plek in en dan as jy by die huis kom en jou pa sê vir jou gaan vat gou die vullis uit, dan is jy baie verontwaardig, want dit is nie meer jou plek nie en eintlik is dit. Ja, daar's dan 'n spanning tussen Ja. my lewe 7 minute weg hiervan en my lewe hierso is twee verskillende So dis nou, ons praat, dis nou die humoristiese deel daarvan, maar ek dink dit is iets wat ons baie mooi in perspektief moet behou, is die verskillende rolle. Ek dink dis Stephen Covey wat dalk is dit in sy boek 7 Habits of Highly Effective People, dalk is dit in 'n ander boek of kursus, ek kan dit nie onthou nie, maar die fokus van rolle, dat ons staan in verskillende rolle
en dat jy moet persentasies van tyd afstaan aan al die rolle en jy moet weet watter rolle is watter tye belangrik. Ja. So ek moet seker maak dat my kind verstaan, jy is 'n sussie. Jy's ook 'n dogter, jy's ook 'n kleindogter, jy's ook 'n skoolgaande, jy's 'n skolier, jy's ook 'n waterpolospeler, maar jy is ook 'n vriendin. Ja. En op die ou end daai vir hulle in perspektief te trek, want 20 jaar van nou af, is dit die waarde, Ja. nê? En dit is die Daar ewewig weer eens. Jy weet, daar gaan tye wees wat die een rol bietjie groter is, die een rol bietjie kleiner is, maar jy kan op die ou ende, dis net soos ontwikkelingsfases. As mense ontwikkelingsfases skiep, haal dit jou later in. As jy sekere mylpaale nie bereik nie, haal dit jou later in. En as jy sekere rolle nie nakom nie of nie vervul nie, mis jy dit later. En jy weet, ek dink baie keer as jy soveel gegee het in een ding, en dit is baie keer ons het in ons episode oor teleurstellings daaroor gepraat, as iemand regtig alles vir sport gegee het en dan daai tipe besering kry wat die einde van jou sportloopbaan is, dan begin daar ander rolle ewe skielik baie belangrik raak. Om nog te sê, maar my hele identiteit is nie opgesluit in net ek as 'n rugbyspeler of ek is nie net daai een ding nie. En as jy daai een ding verloor het, ek dink daai niemandsland. Ja. Dis ons as groot mense vind dit moeilik. En ek dink vir 'n kind, vir 'n ontwikkelende kind om op daai niemandsland te staan en nie te weet wie ek is, waarvan ek hou en wat my posisie is en wat my verhoudings is. Die verhoudings dis baie belangrik. As jy verhoudings afskep, ons maak nogal moeite verhoudings met veral oupas en oumas, familie, verder familie. Jou kom vandaan. Ja, jy het 'n storie. Jy het 'n storie en daar's 'n koneksie wat jy moet nurture. Jy het ook 'n verantwoordelikheid. Koester ook daai verhoudinge want dit maak ons op die ou end wie ons is. Ja, en as jy wil ondersteuning hê, moet jy met tye die ondersteuner wees. Jy kan nie net verwag dat mense daar vir jou moet wees nie. Daar's ook en jy kan nie net wil hê ek praat altyd en ek is baie keer nogal self sleg daarmee. Maar as jy op jou verjaarsdag 'n gelukwensing wil hê, impliseer dit dat jy vir ander mense op hulle verjaarsdag moet geluk sê. En daai siklus al hulle. Daar's vir my 'n onderlaagie van druk in hierdie gesprek veral. Jy het seun wat, soos jy sê, selfmotiveerder is, wat op die hoogste vlak wil deelneem, wat gemaklik is met daai druk. Was daar tye waar jy die druk probeer minder maak het? Om te sê, ek sien nou wat hier aan die gebeur is, en ek kan hom nie beskerm teen alles nie, maar ek gaan doelbewus nie druk bysit noodwendig. Ek dink ek het wel besef wanneer, in hindsight is mos nou 2020, ek het wel besef wanneer ek druk bygesit het, en dan wil jy, dan wees jy het nie gesê nie, of jy het nie gedoen nie. So was baie van daai oomblikke, want 'n mens verwag van iemand wat selfmotiverend is, en wat self gekies het om deel te neem, en wat self opstaan om vroeg opstaan en daai ekstra myl stap en daai, so jy verwag daai dit is okay. So wat ek sê en wat ek doen en hoe ek optree maak nie vreeslik saak nie. En dan as jy wel skeef trap, dan voel jy so of ek nou nie gedink nie. En die ding vir my was hoe jy bydra tot die framing van commitment. Met ander woorde, die taal wat ek gebruik oor hierdie commitment. Die taal wat ek gebruik oor jou fokus en jou motivering en wat dit ek sit dit in my taal op 'n sekere manier wat ekstra druk plaas. En iets kleins wat 'n voorbeeld van dit was, dit het nou nie met sport te doen nie, maar ons het vir 'n verjaarsdag, laerskool, nog baie jonk, baie opgewonde oor dromme, om met dromme te speel. En toe nou dromme, ons het dromlesse vir hom gekry en ons het nou besluit ons gaan nou eintlik hierdie dromstel koop. Kyk, en dit is 'n commitment op sy eie wanneer jy bure het, né? En jy gaan die actual dromstel koop. Ja, die bure, maar ook net jouself, en jy waardeer stilte in jou eie lewe. Daar's nie soundproofing in jou huisie nie. Goed, ons het toe nou commit. Goed, ons gaan nou die dromme koop. So ons was baie ingenome met onsself, dat ons nou kon verras en kyk, as jy 'n klein geskenkie gee, is dit een ding, maar as die geskenk fisies groot is, en daar is 'n reveal, né, dan is dit nou baie lekker. So ons het we made a meal of it. En I'm building this up now. Dit was so ons begin toe nou die geskenkoorhandiging,
Seremonie. met 'n video, Okay. want hy moet nou raai wat hy nou kry vir sy verjaarsdag. Ja. En ons wys vir hom op YouTube 'n klip van die beste 10-jarige, ek dink hy was 10 op daai stadium, die beste 10-jarige drumspeler in die wêreld. Ja. Ons het gedink, Wow. dit is die motivering, Ja. nê? Kyk wat is moontlik. Ja, nee, Ja. daai liewe lyfie, Ai. wat in daai oomblik besef het ek ry 'n drumstel, Ja. maar het ook besef, wat is die verwagting? Hy moet so speel. So, dis nou 'n klein voorbeeld om te sê dat ons dit baie keer in die toekoms ook gedoen het, om in ons entoesiasme te kommunikeer. Daai is nie net die verwagting nie, maar hierdie is die commitment om daar te kom. En ons wil graag vir jou leer. Ja. Ons as ouers wil graag vir jou leer dat jy moet vroeg opstaan en jy moet die ekstra myl stap en jy moet Net jou bes te gee. en jy moet dit, en op die ou end dink ons dis motivering. Ja. En dis net druk en druk en druk, en die balans, daai ewewig wat jy van praat, daar is niks van daai nie. Ek wens baie keer daar was ruimte vir hulle om nog nou en dan net niks te doen nie. Want dis nie dat jy verveeld is nie. Dis net daar's tyd om 'n verbeelding te hê en daar's tyd bietjie om te dagdroom en party mense het 'n behoefte daaraan, party mense het nie 'n behoefte daaraan nie, maar ek dink daar's waarde daarin om nie die heeltyd besig te wees en altyd laat te wees of altyd te skarrel van die een ding na die volgende ding nie. En ek wens daar was ook vir hulle ruimte om partykeer nie die beste in iets hoef te wees nie en net iets te kan geniet vir wat dit is. En ek weet nie altyd wat daai antwoord is nie, en dit is verskillende fases lyk dit anders, maar ek dink altyd in die lewe na skool begin dit al hoe moeiliker raak en nou moet hulle perform. En wat is daai ewewig? Hy het baie in 'n sosiale omgewing sy battery gaan uitlaai en gaan ontspan en daai druk gaan verwerk en net homself gaan uitlewe op 'n manier. Maar jou dogter geniet dit weer om tyd op haar eie te spandeer. Hoe het julle dit versoen as julle na julle kalender kyk en dan sê okay, daar's 'n rugby toernooi daar en daar's waterpolo daar en ek werk hierso en daai tyd, hoe het julle seker gemaak julle kom nog by mekaar uit? Ons het aanvanklik was dit kwessie van wing it. Want jy besef nie hoe besig gaan dit raak nie. Ja. Jy beland ook maar in jou reis nie. Ja. Daar's nie 'n amptelike wegsprint moontlik nie. Nee. En dan besef jy miskien na jaar 1, okay, wag. En toe het ons begin om in Desember of gewoonlik in Januarie, vroeg in Januarie, ek en my man te sit en die jaar te beplan, nie net op 'n kalender nie net om te sê ons gaan daai toer bywoon en daarin gaan ons nou nie, of jy gaan na daai toer toe en ek gaan na daai toernooi toe. Letterlik om onsself so op te deel dat ons by alles kan uitkom en vir ons kinders kommunikeer, julle albei en wie julle is en waarby julle betrokke is vir ons belangrik. En dan nou ook vir hulle weer te sê, goed, ek is hierdie tyd weg om 'n film te skiet. My man het op 'n stadium in Botswana gewerk, hy's daai weke weg en so aan, om ook daai perspektief vir kinders te gee, om te sê, it's not all about you. Hier is ons familiekalender en dit is alles wat moet gebeur, so sien dit ook in perspektief. En dan tyd te maak, want daai beplanning vir die jaar gaan nie net oor die maand en die week en die dag nie, dit gaan oor wat wil ons prioritiseer. En daar was 1 jaar wat ek spesifiek kan onthou, wat heel bo aan die lys van ons prioriteite was pret. Okay. Ons het opgehou om pret te hê as 'n gesin, ons met ons kinders, ons met mekaar, Ja. daar was nie meer pret nie. Ja. En ek dink dis jammer dat 'n mens dit moet diarise, Ja. Amptelik moet neerskryf. maar dat jy dan sê wat wil ons meer spontaan doen hierdie jaar en wat wil ons ooplos? Wat wil ons sê, okay, hier gaan ons nie skeduleer nie. So daai het bietjie gehelp, ek dink, om dit te doen, maar die worsmasjien, die druk, the ticking over of day to day, week to week, month to month, dit gebeur en ek dink mense moet in the worst case scenario, dink ek gaan dit maar oor hoe lyk daai verhoudings? Ek kom nou weer altyd terug daarna, hoe lyk daai verhoudings? Gaan ons okay wees? Sien ons mekaar? Hoor ons mekaar? Maar ek weet jy en jou man het 'n gewoonte om partykeer op 'n Sondag op 'n Wespad te klim of op 'n skooter. Want ek dink op die ou einde moet julle moet ook okay wees.
En dan kan jy weer okay wees vir die kinders. En as jy weer okay is vir die kinders, dan gaan dit eintlik goed met hulle daar waar hulle is. So dit was ek dink dit klink vir my so spread daar. Ja. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Dis baie pret. Iets wat dit ook getrigger het, wat vir my laat beter voel het, om tyd alleen weg te gaan of vir onsself te vat, was eintlik 'n video wat ek op my kind se foon gesien het. Dit was, ek wonder of dit in COVID was, het ek en Skalk, my man, op die stoep gedans. Okay. Ek dink dit was nogals ons wedding song of something. Ek kan nie lekker onthou. Ons hou van dans. Ons was sommer net spontaan in die kombuis dans of in die gang af. Ons het 'n lang gang in die gang af dans wat ek al. En ek kan onthou, my kind het op die bank gelê. Ons het gedans en ek dink nie ek het veel gedink van die oomblik nie en ek kan onthou dit het gebeur of wat ook al en toe rukkie later toe kry ek die video op my kind se foon. En toe ek sê, ek het nie geweet jy het ons afgeneem en toe sê hy, eendag wil ek so 'n verhouding hê. Wow. En vir 'n laerskoolseun op daai stadium om dit te erken, is nogal, dan weet jy as dis wat jy wil hê. Ja. Kan ek daartoe werk? Kan ons dit En waar van maak? alles wat hy sien van ons lewe, Ja. is hierdie iets wat hy Afgeneem het. tot hom spreek. Ja. So ek dink die Vespa dates, ons klim saam op 'n Vespa en dan ry ons na 'n wynplaas toe en dit word ons weeklikse connect. Ja. Ek dink die kinders rol dalk so bietjie hulle oë op hierdie stadium, want 2 50-jariges op 'n Vespa in 'n klein dorpie waar almal jou ken. Stap nie die prentjie wat hulle van hulle ouers. Maar dis standaard gedrag vir hulle gaan hulle oor oor alles. So Ja. En twee middeljariges met midlife crisis en whatever, dit is ook aanvaarbaar. Dis ook okay. Vir ons om op 'n Vespa te klim en te maak asof ons jonk is. So ons is nog veel jonk. So ja, ek dink dit help baie om vir ons dan nou, as mens praat van balans en ewewig. Nie dat balans en ewewig dieselfde ding is nie, maar om daai in te bring is vir ons belangrik. Ja, dis amper die vertrekplek is ook amper wat het ons nodig om gesond te bly, maar ook wat het ek nou nodig? En partykeer te sê, hoorie, so ons moet nou uit die huis uit gaan en net ons koffie op 'n ander plek gaan drink. En dan kan ek weer terugkom en parent as 'n werkwoord. Maar ek kan nie die heeltyd daai rol vertolk sonder dat daar koste daarin vir my as individu is nie. En dit is sodat kinders hoor nie wat jy sê nie. Hulle hoor wat hulle sien. Ja. So as jy leef en jy is die voorbeeld van hoe dit is om balans te hê, hoe dit is om in 'n ongelooflike korporatiewe wêreld met ongelooflike baie druk te funksioneer en dan as 'n 50-jarige man te sê, ek gaan nou die dagboek te maak. Ja. Ek gaan nou ophou om nog 'n online meeting te skeduleer. Ek gaan nou. Ek dink daai is geweldig baie belangrik. Dat hulle dit sien. Ja, as ek sê jy moet 'n stokperdjie, wil hulle weet, okay, maar wat is jou stokperdjie? As jy sê hoorie, so ons gaan nou net bietjie chill, want ek sien jy chill ook bietjie. Ja. En ja, ek dink iets wat terugkom na daai voorbeelde wat ek in die begin genoem het van daai mense met wie ek gewerk het is omdat 'n seisoen deesdae in 'n volgende seisoen inloop en daar is amper nie meer 'n begin en 'n einde van 'n jaar nie. Jy weet, ons is alreeds besig in Oktober en November om volgende jaar se kalenders en hierdie jaar se kalenders in te werk. Is dit baie belangrik dink ek om veral met jou kind wat sport doen, oomblikke te skep waar jy kan incheck by hulle en dis nie in die gesprek in die kar na wedstryd nie of op pad na 'n oefening toe nie, maar waar jy met hulle kan sê, hoorie, so is jy okay? Is dit nog vir jou lekker? Wat is vir jou moeilik op hierdie stadium? Wat het jy dalk nodig van my? Maar 'n doelbewuste gesprek te hê. En partykeer is dit vir hulle moeilik, maar as dit 'n taal is wat hulle leer ken en hulle voel veilig, dan begin hulle uitsien na daai oomblikke. Want anders is daar net nie weer kans om dit te doen nie. En ek wil sê, as jy as 'n ouer nie die regte persoon is op daai stadium om daai gesprek te hê nie, maak seker jou kind het 'n ander plek. Want ek weet verhoudings fluctuate, veral met tieners. En jou ma en jou pa is nie altyd die een op wie jy positief gaan reageer as hulle na vir jou vra, hoe voel jy? Ja. Dit is ons het 'n wonderlike raad gekry van 'n vriendin van ons wat gesê het,
En daar moet een mens wees, een volwassene, buite jy en jou man, na wie jou kind toe kan gaan met enige iets. Wow. Of dit jou suster is en of dit jou vriendin is en of dit jou vriend is of 'n peetpa of daar moet 'n volwassene wees wat jou kind na toe kan gaan om mee te gaan praat, maar daai gesprek hoef nie met jou as 'n ouer gedeel te word nie. Ja, Met ander woorde, jy moet daai ander volwassenes so vertrou dat jy weet hulle sal die beste raad gee, ja, en hulle sal in 'n uiterste noodgeval met jou praat en dit met jou deel. ja. Maar Dis hulle jou kind oordeel. moet veilig voel dat as ek daar, if I'm gonna spill my guts, Ja, dan moet dit net daar bly tussen daai 4 mure. En ons is baie bevoorreg. Ons kinders het peetouers wat daai plekkie is. Dit help ook baie dat dit 'n strandhuis is by die see wat die kinders dan net aan sê, maar kan ons nie maar see toe gaan die naweek. Ons het goedjies om te bespreek. Maar daai is geweldig belangrik, daai ekstra veilige plek, want hoe graag ons ook al alles vir ons kinders wil wees, ons is nie. En ons is nie die hele tyd nie. nee, en almal is nie noodwendig goed daarmee nie. Maar ja, om die wete dat daai gesprek bestaan sonder om te weet wat die inhoud daarvan is belangrik, dink ek. Daar's 'n ander ding wat ek dit gou hier wil ingooi wat ek nou aan dink, want ons praat nou oor die fisiese fisiese uitbranding en waar mens kan gaan ontlaai, maar daar's ook vir my 'n geestelike element wat ek dink deel is van my, as my kind uit die huis uit gaan, is daar 'n geestelike komponent wat ek wil hê moet in plek wees in my kind. En dit is die selfspraak, die binne toe gesels, is vir my geweldig baie belangrik. ja. En om dit van kleins af aan te leer en te bevestig en ek weet gesinne se spiritualiteit te verskil, so waar ook al hoe jy dit ook al sien, maar gee vir jou kind daai taal, gee vir jou kind daai meganisme. Ja. Of dit nou is om dagboek te hou, of dit is nou om te mediteer, of dit is om by 'n kerk aan te sluit of 'n selgroep of iets, maar ek dink jou die binne wêreld om dit te bestuur en te koester is baie belangrik. Ja, en om 'n manier te hê om jou gedagtes te orden op 'n manier, en uit te druk op 'n manier en sin te maak van dit op 'n manier. Om 'n meganisme en op 'n stadium het ek met baie jong rugbyspanne gewerk en ek het hulle baie aangemoedig om bietjie daai vrae wat ek vir hulle gee as 'n struktuur na 'n wedstryd om bietjie te evalueer om te sê maar moenie net daaroor praat nie, skryf dit neer want as mens moet skryf dan dink jy bietjie daaroor en jy is meer spesifiek in die druk. En die eerste paar kere het ek gesien daai seuns kyk vir my met sulke groot oë. Want hulle is dit nou 'n deur daai oomblik gaan ek 'n slotjie op dit sit. En ek was soos ouens nee, want die onderliggende wetenskap is jy, soos jy sê, jy kweek eintlik 'n binnegesprek en 'n manier hoe jy instinktief dink oor goed en hoe jy reageer en hoe jy sag met jouself praat het en 'n bietjie deernis met jouself en al daai goed kan vasgevang word en jy weet dit was 'n taaf sel soos ek sê vir 'n 15-jarige seun, maar van my ouer kliënte het regtig veral hulle wat op hulle eie toer en nie noodwendig 'n afrigter altyd by hulle het nie. Daai joernaal het 'n konstante met 'n vorm van terapie geword. Ja. Wat hy weet ek kan goed daar gaan neerskryf en baie van hulle het later gesê maar uit dit uit het hulle patrone begin optel en gesien ek tree so op en dan gaan lees ek bietjie wat het die vorige dae gebeur en dan sien ek okay, as dit gebeur reageer ek so. En Dis so waardevol veral vir 'n individuele atleet. baie want onder druk wil jy met daai gesprek 'n positiewe gesprek hê wees. En as jy gekondisioneer is kleintyd om jou foute raak te sien en om hard te wees met jouself en jy's in elk geval jou eie grootste kritikus. Niks wat iemand vir jou kan sê is erger as wat jy vir jouself sê nie. Dit word net soveel erger soos jy ouer raak. So daai was 'n baie goeie manier vir bietjie ouer ouens val. Die girls was altyd in op die gesprek. Hulle daarvan gehou. Te sê maar kweek daai ruimte waar jy bietjie daai goed vasvang en net bietjie nou en dan in die gees van ewewig kan inkyk op jou eie lewe en kan sien okay, die dinge is nie nou gesond nie. Wonderlike dinge om te unpack oor ouerskap en sport. Ja, en 'n deurlopende gesprek en ek hoop
Ek sien so uit daarna vir die gemeenskap om saam met ons te begin gesels. Ja. Waar en hoe gaan dit Ja. gebeur? En dankie vir die wat reeds gekommunikeer het en voorstelle gestuur het. Ek dink wat my opgewonde maak oor seisoen 2 is die moontlikheid daarvan om met kenners te begin gesels. Ja. En ook nie net dat ons 'n gesprek in isolasie het nie, maar dat ons begin hoor van ander afrigters, van ander ouers, baie belangrik die ervaring van ander ouers. So ek sien baie uit na Kwartlemoene seisoen 2. En die kinders kan anoniem boodskappe instuur of ons doen video's dit. of video's van hulle ouers. Dit is ook okay. Ek dink ons moet altyd die program dan begin of afsluit met die video's van die ouers. My ma langs die sportveld. Ek kan nie wag daarvoor nie. Stel, stuur vir ons julle voorstelle vir wat ons kan deel maak van seisoen 2. Mooi bly.